Hierdie ouetjie geen WKORC1, met ander woorde, dis proteïen. Proteïen kodeer vir bloedstolling by die mens. Hierdie geen bestaan of hierdie proteïen bestaan uit 163 aminosure uit en jy kan sien in die maak van hierdie proteïen sê hulle vir jou hierso was daar 2 foute. Daar was 'n fout op die aminosure 128 en op aminosure 139, so 2 foute. Dan die mutasie het die weerstandigheid teen warfarin medisyne by mense tot gevolg gehad. Warfarin word in die behandeling van trombose gebruik. Trombose lei tot die vorming van bloedklonte in slagare ensovoorts. Geen bewysstuk wat toon dat hierdie mutasie vir 'n geen op 'n DNA-molekuul plaasgevind het. Jy hoef nie verder te kyk as die T's nie. Die feit dat daar timine teenwoordig is, daar is jou bewys. Hoeveel stikstofbasis kodeer vir die WKORC1 geen? Wel jy weet dis 163 aminosure. So maal dit net met 3, want dis 3 stikstofbasis wat kodeer vir 'n enkele aminosure op die einde van die dag. En 163 maal 3 gee vir jou 489. Beskryf wat met 'n autosomale dominante alleel bedoel word. Nou hierdie is deel weer eens van genetika, maar is goed. Hoopelik ken julle dit net. Nou onthou net kromosome 1 tot 22, kromosoompare 1 tot 22 is verantwoordelik vir julle liggaamskenmerke en hulle staan bekend as autosome. Jou 23ste paar is verantwoordelik vir jou geslagskenmerke en dis 'n chromosoom. So hierso klaar weet jy dat dit te doen met 'n geen of 'n kenmerk wat op kromosome 1 tot 22 op kromosoompare 1 tot 22 voorkom. En as dit dominant is, beteken dit dis gewoonlik 'n eienskap wat uitgedruk word in die fenotipe, veral in 'n heterosigootiese toestand. So raai het jy dit, daar is jou antwoord. 2.9.4 verduidelik hoe die mutasie by WKORD geen weerstandigheid teen warfarin by mense tot gevolg gehad het. Nou hier is 'n hele paar dinge wat jy moet noem. Jy kan sien dit tel 5 punte. So jy kan sien want daar's 2 mutasies wat plaasgevind het, 2 of mutasies op 2 verskillende plekke. So dit moet jy nou heel eersins gaan neerskrywe. Met ander woorde, is daai die basis 3 talle, wat sou die koron gewees het en wat sou die nuwe koron gewees het? Wat sou daai koron gewees het? Wat sou daai nuwe koron gewees het? Watter aminosuur sou dan gekodeer het en waarvoor kodeer dit nou? En dan ook vir die tweede geval so. So ja. En dan natuurlik omdat 2 aminosure verander, beteken jou proteïen gaan verander. Daai het jy dit. Nou die effek van mutasie, obviously weet ons dit gaan nie 'n goeie ding wees nie, dit gaan skadelik wees. Bloedklont gaan vorm, bloedvate gaan verstop, wat beteken jy kan nie suurstof en voedingsstowwe kry by jou selle nie. Die onderstaande diagram verteenwoordig 'n gedeelte van die DNS-molekuul, noem die strukture in die selkern nukleus wat DNS bevat. Jy kan skryf of kromatien of kromosome. Behalwe die selkern, noem een ander plek, daar kan jy skryf chloroplas of mitokondrium, want hulle spesifiseer nie nou plant of diersel nie. Watter tipe stowwe in die bostaande DNS-molekuul word deur stikstofbasisse? Die gekodeerde boodskap in DNS word in die proses van proteïensintese gebruik. Noem die beskryf die stadium. Proteïensintese het ons nou al almal redelik gedoen, maar hier sê jy sien net ek vir jou ingesluit. Jy kry 'n verpligte punt deur te skryf transkripsie. En dan bops die res van die proses. So leer hom asseblief. Die kans is 100% dat of DNA replisering of proteïen of transkripsie of translasie van proteïensintese of 'n kombinasie dalk van 2 van hulle vir julle gevra gaan word. So leer hulle. En dan die tabel hier onder toon die kodons wat vir sommige aminosure kodeer. Mutasie het veroorsaak dat DNS basis 3 tal van dit na dit verander. So obviously gaan die volgende kodon na die volgende kodon gaan verander. Maar wees versigtig, baie keer probeer hulle vir jou uitvang en hierdie is een van daai vrae. As jy gaan kyk na daai veranderinge, die oorspronklike kodon, met ander woorde, kom ons vat dit CTG, met ander woorde jy gaan weer dis GAC. GAC kodeer vir aspartiensuur. Die nuwe een is CTA basis 3 tal, so die kodon gaan wees GAI. Kyk daar, dit kodeer vir dieselfde aminosuur. So in hierdie spesifieke geval, omdat beide kodons kodeer vir aspartiensuur, vir dieselfde aminosuur, gaan dit geen effek hê, die mutasie gaan nie 'n probleem wees nie. Kyk maar net daarna asseblief. 2.1.2 Syndroom H is 'n oorerflike toestand. Mense met syndroom H produseer nie die ensiem IDIA nie. Alle ensieme is proteïene ensovoorts. So hulle gee vir jou inligting hierso. Ek dink hier's maar 'n foutjie. Moet staan in die onderstaande tabel toon mRNA of bRNA kodons, want dit is die tabel wat in die vraestel voorgekom het. Eintlik vreemd. Maar in die case vir string X noem die aantal kodons wat ooreenstemmende bRNS molekuul. Wel as jy gaan kyk
daar's 1 2 3 4. Daar's 4 kodons. Alright, so daar moet 4 wees. Verskillende aminosure waarvoor hulle kodeer. Nou, as jy gaan kyk daarna, kyk nou net mooi, jy hoef nie eens na hierdie goeders te gaan kyk nie, want jy weet al hierdie aminosure verskil, maar daar's 'n stikstofbasis wat dieselfde is, 'n basis drietal, of 'n kodonreeks wat dieselfde is daar, as wat daar is. Alright, so jy weet, 2 van die aminosure gaan dieselfde wees, so die antwoord gaan 1, 2, 3, net 3 wees, het gaan net 3 wees. Alright, daai 4 keer is 'n fout hoor, dit moet 3 wees. Ek weet nie waaraan ek gedink het, dalk het dit 'n ongeluk geduplikate, maar dit moet 3 wees. Volgende enetjie gee die DNS basis drietal op string Y, wat vir aminosuur glutamin, maar jy sien daar's is glutaminsuur, so die kodon is GAG, so dit moet CTC wees. As hy. String Y toon 'n mutasie, hulle gee daar vir jou 'n storie, ek gaan nou nie, dis dieselfde tipe vrae wat hulle die hele tyd vra, wat dit die oorspronklike DNA basis drietal was, wat die kodon daarvoor sou gewees het, wat die nuwe basis drietal is, die gemuteerde een, wat nou die kodon is, wat die oorspronklike aminosuur moes gewees het, wat nou die aminosuur, selfde storie die hele tyd. Alright, en as die aminosure verander, gaan jou proteïen teen verander, wat beteken jou ensiem, wat spesifiek is in sy funksie, substraat spesifiek is, gaan nie sy werk kan doen op die substraat nie. Tabuleer 2 verskilletjies tussen die nukleotides. Mense wat vinnig lees sal sommer net dink hulle soek 2 verskille tussen DNS en RNS molekules. Maar hulle spesifiek die verskille tussen nukleotides. Lees julle vra. En daar's jou 2 verskille wat jy kan gee. Natuurlik 'n punt vir die tabel en dan 'n punt vir elke verskil wat korrek is. 2.14. Diagram die langsaam verteenwoordige proses wat tydens proteïensintese plaasvind. Identifiseer molekuul X. Wel, X is 'n aminosuur wat gedra word op 'n tRNA molekuul. Z is hierdie ou in die onderkant, dis mRNA. Die stikstofbasis volgorde van die DNA is basis drietal wat komplementêr is vir die middelste kodon van Z. So as die middelste kodon AIG is, moet die basis drietal wees TAC. There you go. En dan Y, die stikstofbasis volgorde van Y, met ander woorde die antikodons wat daarop gaan pas. As dit C is, gaan hy G wees, A is gaan dit I wees, E is gaan dit A wees. As hy GA. Noem en beskryf die proses translasie, weer eens, daar is hy. Maar onthou, omdat hy nie translasie genoem is nie, gaan jy verpligte punt kry vir translasie. As jy net verpligte punt beteken dit moet daar wees. Alright, vir jou om 'n punt te kry. Jy kan nie volpunte kry sonder daai translasieproses nie, met ander woorde. 2.1.5. Noem die deel van die sel waar hierdie proses plaasvind, want jy daar het, jy kan duidelik sien as DNA aan die een kant, as RNA, mRNA aan die ander kant, so dis transkripsie. OK, dit vind in die nukleus plaas. Identifiseer suiker X. X is daai suiker, dis DNA, dit is die oksiribose. Stikstof Y wat pas op adenine is uracil. Tabuleer 2 verskille tussen transkripsie en DNA replisering, maar daar kan jy 'n hele klomp verskille. Ek gaan nou nie almal individueel noem nie. Jy kan net hier gaan staan en kyk daar. Weereens 'n punt vir die tabel. Onthou hulle merk net die eerste 2. Dit staan so op die memos, merk eerste 2 verskille. So al skryf jy 4 verskille en een van jou eerste 2 is per ongeluk verkeerd, verloor jy onnodiglik 2 punte. So skryf definitief skryf net 2 verskille neer asseblief en maak seker is jou beste verskille wat jy kan onthou. 2.1.6. Weer eens, jy kan sien hoe lief is hulle vir hierdie vrae oor mutasies. Hulle vra dit verskriklik baie. So kry dit onder die knie. Nou hierdie enetjie noem die tipe mutasie. Julle leer net 2 tipe mutasies in elk geval in graad 12 en dis kromosoommutasies en dis geen mutasies. Nou kromosoommutasies het te doen met 'n totale hoeveelheid van kromosome waarvan daar 'n afwyking is, terwyl geen mutasies 'n fout is op die stikstofbasis volgorde. So in hierdie geval is dit geen mutasie en jou rede is presies wat ek nou net gesê het. Daar's 'n verandering in die volgorde van die stikstofbasisse van CCG en CIG toe nou in hierdie spesifieke geval. Alright, jy kan sien dit daarso op die 4de groep. Die tabel hier onder toon vir jou die BNS mRNA kodons vir aminosure. Noem die getal verskillende aminosure waarvoor daardeur die oorspronklike volgorde van BNS gekodeer word. Jy sal sien daar 1 2 3 4 6 jy sien is 5. Totaal van 5. Gee die antikodon van die tRNA molekuul wat die aminosuur isoleucine dra. Daar's isoleucine, soos daai AIA's, dan moet dit IAI wees, né? Daar's hy.
Gebruik inligting in die tabel om die effek van die mutasie op die gevormde proteïen te beskryf. Wel, deur dieselfde storie. Ek gaan nou nie almekaar dit vir julle verduidelik beskryf nie. Maar as jou kodon verander van dit na dit, sou dit aanvanklik daai aminosuur, maar nou kodeer dit vir daai spesifieke aminosuur, wat beteken jou volgorde van aminosure verander wat jou proteïen gaan verander. Alright, in hierdie geval. 2.1.7 het, ag gee ek vir julle 'n antwoord vroeg. 2.1.7, die diagram hieronder verteenwoordig die DNA of DNS profiel van 3 kinders en hulle ouers, slegs 2 van die kinders is hulle biologiese kinders en 1 is aangeneem. Weereens, baie maklik om dit uit te figure. Daai streepies wat op die kinders voorkom, moet of op die ma of op die pa of beide voorkom. Nou kom ons kyk na hierdie enetjie heel eerstens. Daar's 'n streepie, daar kom die streepie voor. Daar's 'n streepie, daar kom die streepie voor. Daar's 'n streepie, daar. Ek kan klaar vir jou sê dis een van die kinders hierdie. Volgende enetjie, daar's 'n streepie, maar die streepie kom nie by die pa of kom by die ma voor nie. So ek kan nou klaar vir jou sê, die Priya is nie een van hulle kinders nie. Alright, en omdat die vrae is identifiseer 2 biologiese kinders, hoef jy nie jou tyd te mors en jy kan sê dis Hyla en Leo. Verduidelik. Nou weer eens, as 2 maniere hoe jy dit kan verduidelik. Jy kan heel eerstens sê die streepieskodes van Hyla en Leo stem ooreen met die streepieskodes van die moeder en die vader, of al die DNS bande van Hyla en Leo stem ooreen met die bande van die moeder en die vader. Noem 3 ander gebruike. Ons ken al die gebruike, maar jy kan enige 3 van daai noem. So gaan leer asseblief net dit nou waarvoor DNS profilering gebruik word. 2.1.8 Onderstaande diagram verteenwoordig resultate van 'n vaderskap ondersoek. Daar is vasgestel dat die 3 kinders, broers, susters, dieselfde biologiese ma deel. Hulle ma is B. So gaan arseer asseblief vir B dat jy kan figure dis B daai. Jy moet gaan bepaal watter een van hulle is obviously die pa 10-1. Eerste vraagie, noem die tegniek. Dis DNS of DNA profilering wat jy daar gebruik. Watter een van die volwassenes is die pa se kind? As jy daarna gaan kyk, soos ek sê, as daai die maas, as B die maas, moet die streepie wat by die kinders voorkom, of op die ma of op die pa voorkom. Wel, dit kom daarvoor, daai kindjie daarso, so dit kom hier by volwassene C voor, maar dit kom nie by A voor nie. So jy kan klaar sommer sien, alright, dit kom by D ook voor. Nou gaan ons net gaan aan daar, daai kom ook op D voor, daai ouetjies daar, maar dit kom nie op D voor nie, en dit kom ook by die ma voor nie. So is definitief C, volwassene C. Gee rede, selfe storie, streepieskode stem ooreen. Okay. Watter van die kinders identiese tweelinge? Jy kan maar net onmiddellik met die oog dit sien. Dis kind 1 en 2. Noem 2 ander gebruike, selfe vragies as net nou. Daar is ons vir julle die gebruike vir DNS profilering. Okay, onderstaande diagram stel, ons is amper klaar hoor, stel 'n string van DNS molekule voor, identifiseer suiker Y, weer eens omdat dit DNS is dit deoksiribose, molekuul Z is 'n nukleotied, beskryf die proses DNA replisering, ekskuus tog moet 'n A daar inkom, homself maak, daar is die hele proses se naam, weer eens, dit is van die memo af so daar staan nie op die memorandum, die proses se naam is DNS replisering nie, vir my sou ek dit ingesluit het, en dit 'n verpligte punt gemaak het, want dit word nie genoem nie, maar hierso is dit. Die tabel hieronder toon die bRNS kodons en die aminosure waarvoor hulle kodeer, so daai het julle dit daar, gebruik die tabel om die korrekte volgorde van aminosure wat van links na regs, wel jy kan dit gaan kyk daarso, van links, so as dit jou DNA basis 3 talle is, dan wat gaan die mRNA kodon wees, wat pas op TAC, dit gaan A, I, G wees, so gaan kyk jy gou, A, I, G, dis methionine. Dan kan jy die volgende een doen, dis AAG, so dit gaan IIC wees, dis PAE. So doen jy het vir al 3. Tydens DNS repetering het 'n mutasie genade, daar's presies dieselfde prosesse wat jy die hele tyd doen. Ek gaan dit nou nie vir julle doen nie. Maak seker, jy sien hoe baie vra hulle dit vir julle. En ek dink dit is nie einde. So hier is nou oor genoeg hersieningsvoorbeelde vir julle om die DNA, RNS, DNA, replisering en proteïnsintese te kan bemeester. Sterkte graad 12's.